Dankie, hier is ons nou terug op die lug en dit is heerlik om te kan gesels met Elisabeth Jordaan wat terug is by my in die ateljee. Dankie Lizzie dat jy hier is. Goeiemôre Estie. En ons is besig om in 'n reeks te gesels oor Andrew Murray. Dis reg, ja. Wow, en wat 'n tog. Genigtig, ons is al so lank besig, maar dit raak net meer intens. Ja, nee, absoluut. Ja. En ek dink en nou ons gaan nou deur iemand se lewe van omtrent 80 jaar in die bediening. Regtig? Wat 'n baie intense bediening gehad het in 'n spesifieke tyd in ons land waar die grondslag van die Christelike godsdiens gevorm is. En waar die kerk uitgebrei het van die Kaap af na al die provinsies in die land en wyer tot in Afrika. En waar hierdie man, Andrew Murray, 'n groot rol in gespeel het. Hoofsaaklik omdat hy 7 keer gekies was as die moderator van die NG Kerk. En so hy het 'n baie groot invloed gehad in die wyer kerk as wat 'n gewone dominee sou kon hê. Ja. En dan het hy ook groot guns gehad in die buiteland. Onthou hy het in Utrecht gestudeer in Nederland en daar het hy professors ontmoet en hy het baie studente ontmoet. So hy het kontak behou met meeste van hulle wat hy gehad het. Hulle het dosente of van die professors ontmoet wat in Duitsland klas gegee het en ook vir hulle beïnvloed het. En dan het hy in Skotland gestudeer en sy oom het altyd sendelinge en evangeliste genooi om by hulle te oornag by die huis. So hy het baie van hulle ontmoet en later is hy baie genooi om in Engeland te gaan preek. So sy invloed was baie wyd en toe natuurlik ontmoet hy vir Moody, D.L. Moody. En toe word hy uitgenooi Amerika toe om sekere goed in Amerika te gaan doen en so sy invloed het net geweldig wyd gestrek. En wat gebeur het is hy is beïnvloed deur die mense wie hy ontmoet het. En hulle geestelike lewe het hom beïnvloed en geïnspireer. En dis hoekom as ons oor hom praat, dan praat ons nie net oor 'n plaaslike leraar nie. Ons praat oor 'n wêreldleraar. Want hy het letterlik oor die wêreld kontak te gehad, nee. En sy groot nalatenskap was die boeke wat hy geskryf het. Eintlik nie net in Suid-Afrika bekend was nie, ook nie net in Europa nie, maar ook in Amerika en ander plekke. Vanweë ek dink nie net vanweë sy inbors en sy wat, die salwing op sy lewe, nê. Ek dink ook dit was, jy weet as mens nou dink die apostels in die Bybel. Ja. Het die fundament gelê, dat staan in die woord. Die fundament van die kerk is gelê deur die apostels en profete. Dit was nie hedendaagse profete soos ons nie, dit was bedoelende die profete in die Ou Testament, want dit het alles gegaan oor Jesus Christus. Ja. Oor hoe hy bekend gemaak is, oor wat oor hom geprofeteer is, hoe God van die begin af gepraat het oor hom, en dit is my altyd interessant, dat toe Jesus met die Emmausgangers praat, toe begin hy by Moses, en hy verduidelik alles wat Moses en die profete en die psalms oor hom gesê het. Nou waar begin Moses? Moses begin mos nou by Genesis. Ja, Moses begin by die begin. Moses begin by die begin. Daarom nie Abraham nie, maar bietjie daarna. So, die werk wat Andrew Murray en nog andere van sy generasie gedoen het, was apostoliese werk. Hulle het 'n fondasie gelê in 'n nuwe land waar die evangelie ingekom het. En die fondasie wat gelê was, moes stewig gewees het sodat volgende geslagte kan daaruit neem en weer toepas in hulle eie lewens. Dit is die manier waarop die evangelie in lande in versprei het. Soos byvoorbeeld Skotland. Wie was een van die manne in Skotland wat die grootste fondasie gelê het? John Knox. Ja. Verstaan, so daar's mense wat in lande ingegaan het
En dan het die Here hulle gebruik in 'n apostoliese bediening. En Andrew Murray het op 'n stadium met iemand gesê hy was die apostel vir die Afrikaners. Ja. Wow. So, maar ons praat mos nou juis oor Andrew Murray se openbarings wat hy gekry het in sy lewe. Ja. En hy was 'n baie jong predikant toe hy begin het met sy bediening 21. Toe stel hulle hom aan nie as 'n leraar nie, maar as 'n sendeling in die Vrystaat onder die voortrekker Afrikaners. En natuurlik die Engelse wat daar garnisoen gehad het, wat is dit in Afrikaans? Wat daar 'n weermag basis gehad het in Bloemfontein, so hy het vir hulle ook gepreek. So hy was die enigste predikant in die hele Vrystaat vir 'n paar jaar. Wow. Toe begin daar nou ander predikante inkom in Winburg, in Harrismith later en so. Maar hy was baie wyd gereis. So hy was wel bekend in die binneland van Suid-Afrika. En toe word hy beroep Woester toe. En toe word hy gekies as moderator. En toe breek die herlewing uit. En toe raak hy baie wyd bekend, maar eerstens sy pa, wat ook Andrew Murray was, wat in Graafrenet 'n predikant was. Hy was net so bekend soos Andrew, soos sy seun, want hy het eintlik die vonk van herlewing in hom gedra vir baie jare. Ja. So as ons oor Andrew Murray praat, dan sien ons wat ons en ek en jy nou gepraat het oor 'n hele klompie maande van 2014, ek dink dit was Junie maand wat ons begin het. Praat ons oor hoe Andrew Murray gegroei het, wat hy ontdek het in sy bediening, hoe hy leer preek het, en die effek wat die preke gehad het op mense, want hy het gevoel hy bereik hulle nie, as hy Hoog-Hollands met hulle praat nie. So hy was die een van die eerste predikante wat in Afrikaans gepreek het, en wat op die man afgeskiet het met dit wat hy vir hulle aangebied het, dan vra hulle vir hom, dink jy ons is nie bekeer nie? En so het hy dan nou ook mense se bedienings ontdek, en veral reisende sendelinge wat by die Kaap aangedoen het, omdat meeste skepe hier onder by die suidpunt van Suid-Afrika, bygaan mense wat in Indië sendelinge was, het verbygekom en kom oornag by gemeentes in Suid-Afrika en dan 'n bietjie vertel van hulle werk wat hulle gedoen het. Soos Andrew Murray blootgestel aan sendingwerk. Sy pa het natuurlik hom bekend gestel aan David Livingstone, wat by hulle in Graafrenet oornag het. Genigtig. So daar het sy liefde vir sendingwerk begin. En saam met dit het ons nou geleer dat hy was ook betrokke by die Christelike opvoedkunde in Suid-Afrika, met die plant van 2 onderwyscolleges. En dan natuurlik het hy 'n groot kontak gehad met die mense in Skotland en Engeland, waar daar herlewing was. En hy's baie beïnvloed deur die herlewing predikers. So in sy hart het die herlewing gebrand, en saam met dit het gekom die dieper geestelike wandel van wat gebeur met 'n persoon, of wat moet met 'n persoon gebeur nadat jy tot bekering gekom het. Ek onthou, hy vertel, hulle het 'n klomp evangelisasie reise in Suid-Afrika onderneem, waarvan ons so 'n paar weke terug gepraat het, waar hy sy stem so ooreis het, dat hy sy stem verloor het. So. En 'n paar jaar later ontmoet hy een van die predikante by wie se gemeentes hulle gepreek het. En hy vra vir hom, hoe gaan dit? En die predikant probeer hom ontduik. En hy vra vir hom weer, wat het gebeur? Toe sê hy, ek preek dit wat jy gepreek het, maar daar's nie 'n effek meer in die gemeente nie. En toe sê Andrew Murray vir hom, wat preek jy? En hy sê, ek preek die evangelie. Hy sê, preek jy die evangelie vir bekeerdes of vir onbekeerdes? Want dit is 2 verskillende goed wat jy moet doen. Toe sê ek, weet nie waarvan jy praat nie, hoe preek mens die evangelie vir bekeerdes? En Andrew Murray verduidelik vir hom, daar's 'n dieper geestelike wandel waar die evangelie toegepas moet word nadat jy tot bekering gekom het. So, en ons is nou in hierdie gesprek wat ons nou vandag nog gaan voortsit, waar Andrew Murray Engeland toe moes gaan vir genesing van sy stembande of sy keel, wat vir 2 jaar kon hy nie praat of preek nie, en waar hy by 'n plek land, waar 'n man van Switserland geloofsgenesing
toepas en die plek, hulle het 'n sentrum ook in Londen oopgemaak waar Andrew Murray nou vir 3 weke gebly het en waar hy ontdek het dat geloofsgenesing, die gawe van die Heilige Gees werk nog steeds. Waar die kerk dit in daardie tyd gesê het, die Heilige Gees werk nie meer soos in die boek van Handelinge nie. Ontdek Andrew Murray, maar hier's iets heeltemal anders wat nie in sy teologie bestaan nie. En hy ontdek dat hy nie die geloof vir daardie tipe genesing nie. En dit Want is jy moet eers glo daarin voordat jy dit kan bid of Dis preek, reg. né? En dit is gebaseer op Jakobus 5, ek dink vers 15, Ja? waar Jakobus sê as iemand siek is, moet hy die ouderlinge van die kerk vra en hulle moet kom hande oplê en hom met olie salf Ja. en dan die gebed van geloof sal die sieke red. En as hy gesondig het, sal sy sonde hom vergewe word. So Andrew Murray kry hierdie lering daar en hy snap dat genesing is 'n belofte wat God vir sy kerk gee, maar dan is daar spesifieke voorwaardes daarvoor. En hy ontdek, hy sê dit was vir hom soos 'n leerkurwe in die 3 weke wat hy by hierdie sentrum was. Want hulle bid nie vir jou voordat jy nie ook sê, maar ek glo dit is moontlik dat as iemand vir my bid, ek genees word, want natuurlik baie mense het vir Andrew Murray gebid in Suid-Afrika. Ja. En hy was by beskeie dokters wat hom probeer behandel het en niks het gewerk nie en almal het uitspraak gegee, ons kan jou nie help nie. So Wag, stop nou 'n bietjie. Dit is verskriklik belangrik dat 'n mens wanneer jy bid en vra vir so iets, regtig glo dit kan gebeur, né? ja, Jy maak nie net met groot respek gesê chit-chat met God nie. Jy is nie besig om met hier 'n mooi voorstel te maak nie. Wanneer jy dit vra, maar jy weet dit, hy kan. En hy wil en hy sal. Né? ons gaan nou sien wat Andrew Murray nou ontdek het, maar wat hy gesê het is, jou geloof is gebaseer op ook hoe God met jou werk. En hy het gevind dat die Here gebruik siekte om jou te dissiplineer vir sekere goed in jou lewe, Okay. waarvan jy nie bewus is nie, wat voor die Here as sonde is, wat jy glad nie eers herken nie. So in die opbou na Andrew Murray se genesing wat hy daar gekry het die Here hom gekonfronteer met sondes in sy lewe. Okay. Diep gesetelde, bedekte, weggesteekte sondes wat niemand van weet nie, wat jy ook nie van weet nie. So. En dit het te doen met jou geloof teenoor die Here en jou oppervlakkigheid van jou geloof teenoor die Here. Terwyl Andrew Murray was 'n diep gelowige man. Teen daardie tyd was hy 'n diep gelowige man. Ek meen hy het die herlewing sien uitbreek. En hy het gesien hoe kom mense tot bekering. Hy was een van die hoof evangelie predikers in ons land wat gesien het hoe word mense wedergebore. En hy het erken dat hy het nie geloof vir hierdie nie, want dit was nie iets wat in hom in is van kindsbeen af. Van wat hy het nie gesien mense word so gesond nie. En toe sien hy dit nou in Europa by hierdie bediening van hierdie persoon. En hy sien hoe word mense met 'n ongeneeslike siekte gesond. En hy sê daar word in hom iets gebore en toe skryf hy die boekie Divine Healing wat nog beskikbaar is in Engels. Dis nie meer beskikbaar in Afrikaans nie. Afrikaans is dit Jesus genees die siekes. En hierin skryf hy die skrif wat hy geleer het. En hy sê hierdie is die skrifte en wat jy moet doen, hierdie skrif moet jy vat en jy moet by die Here gaan sit en vra, Here, glo ek dit regtig? En laat toe dat die Here vir jou oortuig en dat hy vir jou na die plek van geloof neem. Dit is nou wat hy gesê het. So ek gaan nou miskien net weer die eerste klompie punte noem wat ons laas week vlugtig bespreek het oor die skriftuurlike gronde vir geloof van Jesus as geneesheer van die siekes. Die eerste ene was omdat God se woord ons die genesing van die siekes
deur geloof uitdruklik beloof, Jakobus 5 vers 15 en Markus 16 vers 17 tot 18. Punt 2, omdat Jesus as ons losprys, sowel siekte as ons sonde in sy liggaam gedra het. So hy hanteer siekte net soos hy sonde hanteer. Jesaja 53 vers 4, Jesaja 53 vers 6 en dan vers 12. En dan, omdat Jesus, die derde punt, omdat Jesus gewys het dat sy werk en sy wil is om sowel siekes te genees as ook sonde te vergewe. Dit sien ons in die evangelies van Matteus 4 vers 23 en Matteus 9 vers 2 en Matteus 9 vers 6 ook. Dan die vierde punt was, omdat hy sy disippels opdrag gegee het, asook die mag, om saam met die prediking van die evangelie ook siektes te genees. Lukas 9 vers 1 en 6 en Lukas 10 vers 9 en dan met sy groot opdrag Markus 16 vers 15 en 18. Dan punt 5 wat ons ook verlede week oor gepraat het. Dit was deel van die werk waarvoor die Heilige Gees gegee is en hy die hemel neergedaal het. 1 Korintiërs 12 vers 4 en vers 9 en dan Handelinge 4 vers 29 tot 31. 29 tot 31. Ja. So, dit was die eerste 5 punte van Andrew Murray se skriftuurlike gronde en ons gaan nou vandag aan om nog 'n paar punte en dan gee hy ook voorwaardes vir genesing wat nogals interessant is en dan gaan ons as aan die einde gaan ons praat oor die reaksie van die kerk en Andrew Murray se ervaring daarvan vir die hoeveelheid jare wat hy nou nog predikant was en as hy nou vir mense bid, wat gebeur? Ja. Goed, Wow. Ons gaan nou punt 6 praat. Hy sê, die apostels het oor genesing gepreek as 'n deel van die verlossing deur geloof in Jesus. En ons sien dit in die heel eerste preek wat Petrus preek, Handelinge 4 vers 10 tot 16. Daar staan, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dis deur sy naam, dat hierdie man gesond voor julle staan. En die saligheid... Hoeveel duideliker wat jy dit hê, né? Die saligheid is in niemand anders nie, en daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Dis dieselfde preek net 'n paar versies later in vers 12. Sê hy, hierdie man is gesond en hy is gered. In een asem. En deur die geloof in sy naam het hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee, hier in die teenwoordigheid van julle almal. Preek Petrus sy eerste preek en 3000 mense kom tot bekering. Dan punt 7. Ek meen, hoe kan 'n mens dit mis? Ja, dieselfde. Dit is nou Paulus wat skryf in 1 Korintiërs 6 vers 19. Omdat ons liggaam ook verlos is van die mag van Satan en die Heilige Gees ook in die liggaam sy krag betoon, sê Paulus, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is en wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Paulus maak 'n punt en sê, net soos wat God ons siel red, net so red hy ons liggaam. Hy wil ons liggaam word sy tempel. En as gevolg daarvan werk die Heilige Gees se mag ook in die mens se liggaam. So die preke van Petrus en Paulus en van die ander disippels, apostels, dui daarop dat as hulle gepraat het met mense en hulle die evangelie vertel het, dan is daar 'n tweeledige werking. Die siek siel word gesond en 'n siek liggaam
word ook gesond. Die twee goed het 'n siek siel. saamgewerk. ja, Wow. dit het saamgewerk. Ja, wow. En nou dan gaan hy verder, sê Andrew Murray, punt 8. Hy sê omdat die genesing van die liggaam en die heiligmaking van 'n siel so nou aan mekaar verbind is en in so eenheid met mekaar na ons toe gebring word om Jesus volkome te ken en te verheerlik met beide ons siel en ons liggaam. Nou sê hy hier staan Eksodus 15. Ons ken daai skrif baie goed. En as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Nou dit is vir my baie interessant. Ons lees die Ou Testament en ons kom agter daar is ook mense wat siek was. Ek dink byvoorbeeld aan Hiskia Ja, wat siek was en wat die Here vir Jesaja gestuur het gesê het gaan maak hom gesond. Want Hiskia het gesmeek by die Here om te sê Here maak my gesond. met 'n verwagting. Ja. Ja, En dan is daar, weet jy, so as ons praat onthou daai die swere en die goed wat op die Israeliete gekom het toe hulle in die woestyn gesondig het. En dan sê Moses miskien skielik vir Aaron, luister gaan bring gou daai, weet ook dat ons bid dat die Here hierdie wegvat. So daar staan nie dat die mense soos ons in ons dae is ons almal baie sieklik en ons het dokters nodig en al hierdie goed. So nou wat dit is in die Ou Testament het die Here die mense gesond gemaak. So Andrew Murray skryf die liggaam en die siel in God se oë is aan mekaar verbind. Psalm 103 skryf die psalmis: God wat al jou ongeregtigheid vergewe en al jou krankhede genees in een sin. Vergifnis van sondes en genesing gaan saam. ja, Johannes 9 vers 2 tot 3. Sy disippels vra vir Jesus en sê: Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers dat hy blind gebore is? Jesus antwoord hom: hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Hier bring die disippels en sê: watter sonde was dit veroorsaak, want hulle het verstaan dat sonde veroorsaak siekte. ja, En Jesus sê hierdie ene is sodat God moet verheerlik word. En dis natuurlik nog steeds vandag ook so. ja, En dan die laaste ene, die laaste punt 9. ja, Omdat die kerk in hierdie dae, dis nou tyd van Andrew Murray, groot uitstortings van die Heilige Gees verwag en ons ook op hierdie gawe van hom mag reken. Spreuke 1 vers 23 sê: Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom en ek wil my woorde aan julle bekend maak. Jesaja 44 vers 3: Want ek sal water giet op die dosland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kinders uitgiet en my seën op jou nakomelinge. so, Andrew Murray sê, Pinksterdag was maar net die begin met die genesings. wow, Die belofte is op alle vlees. As die Here sy gees begin gee en ons voel die eerste druppels, moet ons sekerlik met nuwe geloof in al die krag van die Heilige Gees staatmaak. wow, wat 'n woord. Elisabeth, ek is seker jy is nog nie klaar nie, maar ek wil eers 'n bietjie dink. Kom ons dink terwyl ons musiek maak. En hierdie keer is dit Retief Burger en hy sing oor die koning van ons hart. En dit is wat ons Vader vir ons is en ook behoort te wees, nie waar nie? Retief Burger. En jy luister na Delf Steeds Dieper program van Radio Kansel wat altyd beskikbaar is ook op Potgooi. So asseblief gaan net na Radio Kansel se webwerf toe en gaan soek die programnaam en die datum en dan gaan jy ons weer kan luister. En ek is op die oomblik besig om te gesels met Elisabeth Jordaan en ons praat oor die geweldige ding wat Andrew Murray amper soos 'n nuwigheid ingedra het hy nie? Ja. Hy het hom ingedra as 'n nuwigheid dat God regtig nog genees. En jy weet, ek dink net as ek terugdink aan my grootword tyd byvoorbeeld,
Ek dink eenvoudig in die tyd wat ek groot geword het niemand gedink dis moontlik nie en daarom het niemand dit probeer nie. Ja, en ek wil net weer teruggaan na die skriftuurlike skrif. Ja, Jakobus 5 vers 15. Roep die ouderlinge en sê hulle moet vir jou kom bid en jou salf met olie. ja, Dit het ek nooit as jong kind Ek of ook nie. student nee, gesien dat die kerk dit toepas nie. ja, Okay, en ek sê nie hier as 'n demonstrasie of 'n performance voor in die kerk nie. Hulle roep na die sieke kamer toe en Ja, ja. daar doen hulle dit. ja, En dit is die gebed van geloof. So die ouderlinge moet die geloof aan die dag lê om te bid vir die sieke en die sieke moet die geloof hê om dit te kan ontvang. So, maar dit word nie gedemonstreer. dit het in onbruik geraak, Dit het in onbruik geraak lankal terug. lank terug, ja, Baie jare gelede al het dit in onbruik geraak, honderde jare terug in die tyd van Andrew Murray. So in die kerk het hulle al 'n teologiese reël daarvan gemaak dat die Heilige Gees nie meer so werk soos in Handelinge nie. Dit was die ding. So en hulle het nie gesien dat ouderlinge dit toepas nie. Dis maar eintlik die groot ding. En so Andrew Murray het dit nie self op daardie manier met handoplegging en olie. Om te bid vir iemand is een saak, maar om hierdie aksie in geloof uit te voer op grond van die belofte wat God daaraan heg, dis 'n totale ander saak. En dis ook nie voor in 'n gemeente, okay, almal wat siek is kom nou uit, nou bid ons of ons maak 'n groot ophef daarvan soos wat met geloofgenesers gebeur, dat dit amper soos 'n show word. ja. Jy weet, Dis nie wat Vader God bedoel het nie. nee, dit was iets wat heilig is. Andrew Murray sê, dis 'n heilige oomblik. As jy die Heilige Gees vra vir 'n wonderwerk. Natuurlik, ja. En dis nie, okay, ek het nou verkoue, bid gou vir my nie asseblief. Dit is gewone gebed met gebedsverhoring wat gebeur, maar jou liggaam se weerstand is ook 'n natuurlike ding wat God gegee het Ja. vir ons om gesond te wees. Mm. En dan is daar die siektes wat amper ongeneeslik is. Ja. Dit word 'n wonderwerk genoem, want jy kan nie dit deur een of ander medisyne of 'n behandeling van 'n dokter genees, soos, luister, my been is gebreek, nou spalke kom, oor 6 weke is hy aangegroei, dan kan ek weer op hom trap nie. Ja. Dit is, luister, my been is afgekap deur 'n masjien. En hier bid ons en hier groei my been weer aan. Ja. Dis die wonderwerke wat Jesus gedoen het, of om melaatses gesond te maak. Ja. Jy weet wat nie kon gebeur nie. Jy kan nie met 'n gewone geneesmiddel melaatses gesond gemaak het nie. En Elisabeth, ek weet ek het dit vir die week gesê, maar ek wil dit weer sê, dat daar 'n reuse groot knop wat so groot was soos die voorste lid van my duim was in my bors. En die dokter het gesê dit is kanker en sy het die naam gegee. En toe sy weer 'n paar dae later kyk, toe is die besigheid weg. Dit is nie iets wat sommer net, dit is goddelik Ja, en hy doen dit steeds. ja. Ja. En dis Andrew Murray se punt om te sê op grond van hierdie skrifte wat ons nou vroeër gelees het, sê ek genesing in geloof is steeds moontlik. Ja. En hy kom met hierdie kennis wat hy nou gekry het by daai plek wat hy by was in Londen. Kom hy terug Suid-Afrika toe en hy skryf sy boekie en hy preek dit. En dit veroorsaak 'n geweldige opskudding in die kerk natuurlik. Ja. Want hy konfronteer nou jou oue geloofstrukture in die kerk en hy sê maar net dit is die waarheid. Ja. So hy staan op die woord en hy sê kom ons vertrou God. Ja. Nee, dit is die waarheid en dit is die God in wie ons glo. Hy genees steeds. Hy raak steeds aan en ek dink net ons het net in 'n tyd groot geword wat dit in onbruik geraak het om dit te glo. Nee. Ja. En ons het nie die goddelike opdrag beoefen nie. Daar sy. Dis 'n opdrag wat ons bietjie negeer het. Ja.
Kom ons gaan almal terug na ons knieë toe. Ons gaan sê vir ons Vader, ons is jammer. Ons is jammer dat dit met my ook gebeur het. Maar dankie dat dit kan omgedraai word en mag hy deur die krag van sy gees kom en dit verragtig vir ons kom omdraai. Ek waardeer geweldig wat jy doen vir ons. Waaroor gesels ons volgende week? Volgende week gaan ons praat oor Andrew Murray se voorwaardes wat hy in sy boekie skryf vir geloofsgenesing Okay. en dan die toepassing daarna toe hy terug is in Suid-Afrika en wat gebeur het in sy lewe en in die lewe van die kerk. So as jy graag wil meer leer, ook van Andrew Murray, kom asseblief luister volgende week verder, want dit is wanneer ons hierdie dinge sal verder vat.